Môre broers en susters, ek hoop en vertrou, dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Ek hoop julle geniet julle Sabbat en julle rus as prins. Ja, ek sal vanoggend gaan ek 'n lering doen of 'n studie doen rondom die Messias en die disippels het ook die wet geleer. Of leer die wet. En I ken this, Shabbat Shalom. And this afternoon I will do a teaching on the same topic of the Messiah taught the law, as well as the disciples, but in English. So that'll be after 1 and before the women's live at 3. Hopefully I can condense it into a 2-hour teaching. But that's for this afternoon. Now I'm going to speak Afrikaans. So, hallo allemaal, hoop het gaan goed en vertrou. Shabbat Shalom, vir die mense wat ek nog nie gegroet het nie. So ja, ons gaan 'n bietjie gesels oor die Messias leer die Torah, maar die eerste ding wat ons oorgehou gaan raak, is, ons gaan kyk na Jesaja 58 vers 1. Die bassein Jakob en wetteloosheid. Ons gaan praat oor die wetteloosheid en die bassein wat daarby gaan. Jesaja 58 vers 1. Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef die stem soos 'n bassein en verkondig aan my volk hulle oortredinge en aan die huis van Jakob hulle sondes. Jakob wat later Israel geword het. So ons moet aan Israel sy sondes bekend maak. Nee? So, volgens 1 Johannes 3 vers 4, elkeen wat sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. So ons moet vir Jakob, vir Israel, die bassein blaas en ons moet hom op sy sonde uitwys. Volgens die definisie van skrif is die definisie van sonde, elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid. So ons moet vir Jakob en Israel op hulle wetteloosheid aanspreek, nee? So wetteloosheid is om God se wet te oortree of te verwerp, met ander woorde weg te doen daarmee. Sonder die wet kan daar geen sonde definisie wees nie, nee? Wie is Jakob? In Jesaja 58 vers 1 sê God, my volk, die huis van Jakob, Genesis 32 vers 28. Toe sê hy, jou naam sal nie meer Jakob wees nie, maar Israel. Daarom praat ons met Israel vandag, né? So Jakob sy naam het verander na Israel. So Jakob of Israel is dieselfde identiteit, né? Dit verwys na die fisiese Israel, maar ook die volk wat hulle self as God se volk beskou, né? So mense in Israel weet hulle is God se volk en hulle sal altyd verwys na ons as die volk van God. Die wat dit nie sê nie, dalk is julle nie die afstammelinge van Israel nie. Die opdrag is blaas die bassein. Die bassein beteken 'n waarskuwing, 'n oproep tot bekering en 'n openbaarsmaking van sonde, as ons nou die skrifte gaan ondersoek, né? Nie om mense te behaag nie, maar om God se waarheid te spreek. Esegiel 33 vers 7. So dan mensekind, ek het jou vir die huis van Israel as wag aangestel, en as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant af waarsku. So is 'n direkte instruksie om te waarsku as ons iets hoor. Die groot probleem vandag is baie kerke leer die wet is afgeskaf. Ons is nou net onder genade en die gebooie is nie meer nodig nie. Hierdie selfde snert het hulle aan Paulus verkondig in Romeine 6 vers 14 sê hulle vir hom, jy hoef nie meer die wet te volg nie. Ons is nou onder genade. In vers 15 antwoord Paulus, die persoon wat daardie argument met hom maak. Hy sê, wat beteken dit dan? Ons hoef nie meer die wet te volg nie, want ons is onder genade. Beslis nie. Beslis nie, sê Paulus. Wat sê die Messias in Matteus 5 vers 17? Jy moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul.
Hierdie word gereeld deur mense gebruik om te sê dat die wet nie meer nodig is nie, want dit is vervul. Die Messias quoteer Deuteronomium 7 vers 11. Die wat die wet ken, weer eens wat die wet ken, sal verstaan wat in die Nuwe Testament staan. Net soos Paulus sê, hy praat net met die mense wat die wet ken, Romeine 7 vers 1. As jy nie die wet ken nie, gaan jy nie 'n woord van Paulus verstaan nie, want wysheid was aan hom gegee om aan julle te skryf, volgens 1 Petrus 3 vers 15. Ne? Wysheid kom alleenlik uit die wet uit. So, wat beteken vervul? Vervul beteken nie om af te skaf nie, maar om dit reg te leef, om dit reg te leer, om dit volmaak te bevestig en te onderhou. Mense, jy kan nie die definisie wat in die woordeboek staan weggooi, om vir jou eie definisie net hierdie een keer te laat geldig maak nie. So, ondersoek het. Vervul beteken nie om weg te doen nie, nooit in enige woordeboek nie. Hierdie betekenis is direk in lyn met die Torah self. Deuteronomium 7 vers 11, onderhou dan die gebooie en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel, om dit te doen. Dis die woord asa, né? So die Messias se woorde in Matteus 5 vers 17 is dus nie 'n nivellering nie, maar 'n herbevestiging van Deuteronomium 7 vers 11. Hy doen presies wat die wet vereis, om die gebooie te doen, om dit te leer en om dit te onderhou, want dis wat die woord asa beteken, om te vervul. Daar word dit getranslate om te onderhou, maar dit is wat asa beteken, om te vervul. Dit is wat vervul beteken, is om dit te onderhou. Die Messias het die wet en die profete bevestig, het volmaak daarin gewandel en het nooit wetteloosheid geleer nie. Daarom kan vervul nooit beteken die wet is afgeskaf, die gebooie is nie meer nodig nie, maar dit beteken eerder gehoorsaamheid aan die wet, bevestiging van die wet en volmaakte uitvoering van die wet, want dit is wat die Messias ons geleer het. Wat het die apostels gesê? Kom ons gaan kyk na Paulus, Romeine 3 vers 31. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Dis Paulus se woorde, nie myne nie. Handelinge 24 vers 14. Ek glo alles wat in die wet en die profeet geskrywe is. Glo alles. Daar is geen teenstelling teen dit nie. Daar staan nie, ons hoef dit nie meer te doen nie. Julle hoef nie meer te glo wat daar staan nie. Daar staan, ons glo alles wat in die wet en profete staan. Die doel is nie om die wet mense te veroordeel nie. Is om godsdienst aan te val nie. Hierdie is wat die skrifte sê. As jou godsdienst anders is as wat die skrifte sê, is dit nie my skuld nie. Ek doen presies wat die skrifte vir my leer, wat die skrifte vir my definieer, en ons sal daarin duik vandag. Maar om Jakob op sy sonde te wys, 1 Johannes 3 vers 4, om Israel te wys op sy wetteloosheid, want dis die definisie van sonde. Om te wys dat die sonde wetteloos is, om die volk terug te roep na God se wet en die profete en om voor te berei vir die koninkryk van God, want net die wat gehoorsaam is, gaan in die koninkryk ingaan. Prediker 12 vers 13, vrees God en houd sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Die basyn word geblaas, die wet is nie afgeskaf nie, en genade lei tot gehoorsaamheid, nie wetteloosheid nie. So, ek blaas basyn vandag, dis waar die punt wat ek wou gemaak het, en ons gaan nou kyk, wat het Jesus geleer? Volgens die skrifte, nie my opinie nie. Wat het Jesus die mense geleer? Wat was die boodskap van die Messias? Yeshua Messias, Yeshua is sy regte naam. Maar vir die wat hom ken as Jesus, luister bietjie na wat ek sê, want ons gaan nou in die skrifte praat oor wat het hy ons geleer. Die skrif leer duidelik dat die Messias wat gekom het, Torah, die wette geleer het, bevestig en reg en regverdig uitgeleer. Hy het nie gekom om die wet te vernietig nie, maar om dit te vervul, net soos wat ons gelees het, dit is 'n quotering van Deuteronomium 7 vers 11, asa, om dit te vervul, om dit te doen met ander woorde.
Dit wil sê om dit tot volle bedoeling te bring en reg toe te pas. In sy aardse bediening was sy sending primêr tot Israel. En ons kan dit gaan lees in Matteus 10. Kom ons gaan lees dit, want as mense vir my sê dit is vir almal, dan moet hulle dit maar glo. Maar ek ongelukkig gaan net glo wat in my skrifte staan. So, ons gaan na Matteus 10 vers 15 en ek lees vir julle wat in die skrifte staan. Hierdie is nie my woorde nie. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee. Jesus, Yeshua Messias, gee self hierdie opdragte. Moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie en moenie in die dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel. Gaan na Israel toe. Dis wat die mense sê. Of wat, dis wat Yeshua van die mense geleer het. Van Jesus vir die mense geleer het. Hy sê, gaan na Israel toe. Hy sê, moenie by die heidene ingaan nie. Moenie na die Samaritane toe gaan nie. Dis nie my woorde, dis nie my keuse nie. Ek doen net wat die skrifte vir my sê. Die Messias as 'n profeet soos Moses. Dis wat die skrifte vir ons sê. Kom ons gaan lees in Deuteronomium 18 vers 15. Moses het voorspel dat Jahwe 'n profeet soos hy sou opgewek het. In Deuteronomium 18 vers 15 sê die Here jou God sal vir jou 'n profeet soos ek uit jou midde verwek, uit jou broeders. Na hom moet julle luister. Soos is 'n vergelyking, is gelyk aan teken. Dit moet presies dieselfde wees. Hierdie profeet sou, soos Moses, die wil van Jahwe bekend maak, die volk leer hoe om te wandel en Israel terugroep na gehoorsaamheid. Die Messias vervul presies hierdie rol. Soos Moses het hy nie sy eie leer gebring nie, maar dit wat hy van die Vader ontvang het. Onthou die Messias sê vir ons, dit is nie my woorde nie, maar die woorde van my Vader wat my gestuur het. Die Messias se sending was vir die verlore skape van Israel. Ons het nou uit sy eie mond uit gehoor, uit sy eie getuienis het gehoor. Die Messias se eie woorde maak sy aanvanklike sending onmisbaar duidelik. En ons gaan lees wat ons nou net gelees het weer in Matteus 10 vers 5 tot 6. Moenie op die pad van die heidene gaan nie en moenie in die stad van die Samaritane ingaan nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis Israel. Matteus 10 vers 5 tot 6. Verder bevestig hy dit persoonlik in Matteus 15 vers 24. Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Net gestuur. Hy is gestuur deur die Vader in die hemel. Hy is gestuur na die verlore skape van Israel. Ons het gelees in Jesaja 58 vers 1, dat ons moet die bassein blaas en die Israel uitwys op hulle sondes, nee. Hierdie fokus op Israel is in lyn met die Torah en die profete, met die wet en die profete. Die herstel van Israel moet eers plaasvind. Die Messias kom nie met 'n nuwe godsdienst nie, maar met 'n verbondsherstel. Hy praat net met Israel. As dit nie meer nodig is nie, gaan lees ons in Openbaring dat net Israel, die 12 stamme, elke stam het 'n poort tot die ingang van die koninkryk. Daar is nie plek gemaak vir Gentile poort. Daar is nie Gentile poort nie. Daar is nie poort vir die Samaritane nie. Daar is nie poort vir die heidene nie. Daar is net 'n poort. En elke stam kan net deur sy eie poort gaan. My woorde nie, gaan lees dit self. Die bergpredikasie. Dit is nou Matteus hoofstukke 5 tot 7 is Torah reg uitgelê. Hier in Matteus 5 tot 7 sien ons dat die Messias as 'n Torah leraar optree. Hy sit soos 'n rabbi en leer die volk. Sy woorde is nie 'n afskaffing van die Torah nie, maar 'n herstel van die ware betekenis daarvan. Hy het nie gekom om die Torah te vernietig nie. Ons lees dit in Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het op die wet of profete te ontbind nie.
Hoekom dink jy dis nie meer nodig nie? Want hy sê vir jou, moenie dit dink nie. Hoekom dink jy die wette is nie meer nodig nie? Wanneer die Messias self vir jou sê, hy het nie gekom om dit te ontbind nie. En hy sê vir jou, moet dit nie dink nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Daai woord asa, né? Om dit te vervul, om dit te doen. Die woord vervul beteken om vol te maak, reg toe te pas, tot sy volle bedoeling te bring, nie om te kanselleer nie. Nêrens in geen woordeboek beteken die woord vervul om te kanselleer, om weg te vat nie. As jy dit daai betekenis gee, gee jy dit daai betekenis self. Dis jou opinie. Lekker, kry vir jou. Hy gaan voort. Totdat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titel van die wet verbygaan voordat alles gebeur het nie. As die mense, as die hemel en die aarde vandag nog bestaan, dan moet ons die Messias vat op sy woord, bestaan die wet nog. Dis Matteus 5 vers 18. Solank in die hemel en die aarde bestaan, staan die wet vas, staan Torah vas. As jy sê dis nie meer nodig nie, jy's 'n leienaar, 'n leienaar. Jy praat, gaan gooi jou Bybel weg, want jy praat snert. Tradisies van mense en die gebod van Jahwe. Nou hier is waar die probleem in kom. Die tradisies van mense. Die probleem in die Messias se tyd was nie Torah nie, maar menslike tradisies wat bygevoeg of afgetrek het van die Torah. In Jesaja 29 vers 13 lees ons: Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar vergeefs dien hulle my, omdat hulle leringe leer wat gebooie van mense is. As jy dit doen en jy gebruik jou tradisies, jy kan nie Vader dien soos jy wil nie. Jy moet hom dien soos hy wil. Deuteronomium 6 vers 25, gaan lees die wil van God, om sy wette, verordeninge en insettinge te onderhou. Die Fariseërs het gelees, maar nie gedoen nie. En ons hoor hierdie getuienis in Matteus 23 vers 2 tot 3. Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op Moses se stoel. Met ander woorde, hulle sit op die stoel van Moses, waar hulle die volk moet leer. Alles wat julle sê om te onderhou en doen dit. Met ander woorde, hulle lees vir jou uit Moses uit, doen dit. Maar moenie doen volgens hulle werke nie, want hulle sê en doen nie. Met ander woorde, hulle sê wat Moses, hulle sit op die stoel van Moses, hulle sê wat Moses gesê het, maar hulle doen dit nie. Die werke is baie belangrik. Hulle het Torah voorgelees, maar hulle lewens het dit nie weerspreek nie. Hulle het bygevoeg en afgetrek iets wat Torah self verbied. Deuteronomium 4 vers 2. Julle mag nie by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg om niks daarvan wegneem nie. Die Messias bring die hart van Torah terug. Die Messias het sy onderrig verdiep. Torah tot by die hart. Moord begin by haat, Matteus 5 vers 21 tot 22, egbreek begin by begeerte, Matteus 5 vers 27 tot 28. Hierdie is Torah wat hy vir die mense leer, en hy leer hulle die volle konteks, betekenis daarvan, met ander woorde, hoe om dit te onderhou. Ware gehoorsaamheid begin binne in die harte. Die lippe is naby my, maar die harte is ver. Met ander woorde, hulle wil Vader dien, maar hulle volg nie sy wette nie. Waar is die wette geskryf? Dit is presies wat Torah nog altyd bedoel het. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, Deuteronomium 6 vers 6. Waar moet dit wees? In jou hart. Hulle harte is ver van my af, want hulle hou nie die wette nie. Die Messias leer nie 'n nuwe wet nie, hy leer hoe om die Torah van binne af geleef moet word, uit jou hart uit, né? Die doel van die doel was om Israel terug te bring na Jahwe, tot bekering te roep. Die Messias se missie was herstel. Lukas 19 vers 10. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Onthou, hy kom vir die verlore skape van Israel. So hy gaan soek en red verlore skape van Israel. Waarheen? Bekeer julle terug na julle God. Hierdie verlore was Israel wat afgedwaal het van die wet, van die Torah. Soos Moses het hy die volk geroep tot gehoorsaamheid, berou en regte wandel met Jahwe. Onthou, hy is 'n profeet soos Moses.
Paulus en die wet, geen wetteloosheid nie, maar regte begrip. Nou hier is een van die disippels wat baie gebruik word om die woorde te verdraai, of die skrifte te verdraai, né? Dit word baie gereeld gesê dat Paulus sogenaamd wetteloosheid leer. Hierdie idee het ontstaan omdat sy woorde dikwels uit konteks gehaal word en verdraai word binne die kerksgemeenskap en in die Christendom. Dis die mense wat Paulus se woorde verdraai. Die skrif self waarsku egter teen hierdie verdraai. Met ander woorde, ons lees self in die Bybel dit wat hulle doen vandag, né? Net soos die Messias gesê het, moenie dink dat ek die wet weggevat het nie. Moet dit nie dink nie, gaan dink hulle dit. En hierso sê hulle moenie Paulus verdraai nie, né? Want die wysheid het hom gegee word. Kom ons gaan lees dit. 2 Petrus 3 vers 16. Petrus 3, en beskou nou die geduld wat ons Here met ons het, as ons geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf. So hier is wysheid wat aan Paulus gegee was, né? Skrifdefinisie volgens wysheid is om gehoorsaam te wees aan die wet. Nou hierdie wysheid om gehoorsaam te wees aan die wet was aan hom gegee en dis waaroor hy geskryf het, die wysheid van die wet. Daarom sê in Romeine 7 vers 1, ek skryf net aan die wat die wette van Vader ken, nie ken, jy moet dit ken. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Dit is moeilik om te verstaan as jy nie die wette ken nie, né? Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg. So daar's net twee tipe mense wat 'n verkeerde uitleg gee. Oningeligte mense wat nie die wet ken nie, volgens Hosea 4 vers 6, wat die wette verwerp, daarom het hulle geen kennis nie. En onstandvastige mense, jy kan net 'n fondasie hê as jy die fondasie jou Torah is. Gee daaraan 'n verkeerde uitleg, maar ook luister hierdie selfde mense, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif. So hulle gee 'n hele verkeerde uitleg van die Bybel en tot hulle eie ondergang. So nou sien ons Paulus skryf met wysheid. Paulus skryf met die wette. Is die briewe wat in sy briewe staan. Daarom sê hy Romeine 7 vers 1, ek praat net met die wat die wette ken. As jy nie die wette ken nie, los Paulus uit. Romeine 7 vers 1. Of weet julle nie, broeders, wat ek spreek met mense want ek spreek met mense wat die wet ken, dat die wet oor die mens heers solank as wat hy leef nie. Hoe lank leef daai wet? Solank as wat die mens leef. Hieruit is dit duidelik, om Paulus reg te verstaan, moet 'n mens die Torah ken. Sy briewe is nie geskryf om Torah af te skaf nie, maar om dit reg toe te pas binne die messiaanse konteks. Met ander woorde, nie soos die fariseërs ons leer nie, hulle praat van die wette van Moses, maar hulle werke is anders, né? Paulus se eie getuienis wys dat hy diep gewortel was in die wette, in die Torah. Handelinge 22 vers 3. Ek is 'n Jood gebore uit Tarsus van Sicilia, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel. Streng volgens die wet van ons vaders onderrig. So die wysheid wat hy ontvang het, né? Is die wet wat hy in opgerig was. Handelinge 24 vers 14. Maar dit bely ek aan jou dat ek volgens die weg wat hulle 'n sekte noem, né? Hulle vandag sê hulle vir my ek is in 'n sekte. Halleluja. Hulle het vir Paulus ook gesê is in 'n sekte. Wat 'n sekte is dit? Die God van my vaders, die God van Abraham, Isak en Jakob, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskryf is. So ja, mense, ek soos Paulus is ook in 'n sekte, want ek glo ook alles wat in die wet en die profete geskrywe is. Handelinge 24 vers 14. Paulus leer uit die Torah en die profete. Handelinge 17 vers 2 tot 3. Hy het toe
verduidelik en uitgelê. Hy het verduidelik en uitgelê dat die Messias moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Yeshua wat ek aan julle verkondig is die Messias. Hy is die een wat die wet en die profete van praat, 'n profeet soos Moses en 'n profeet wat opgerig word net soos in die profete. Let daarop dat hy uit die skrifte geleer en gedefinieer het. Dit wil sê hy het uit die wet en profete hierdie aankondiging gemaak. Want hy glo alles wat in die wet en profete is, né? Paulus se briewe verklaar die Torah met die Torah. Regverdig deur geloof reeds in Torah. Paulus sê Abraham het God geglo en dit is vir hom tot geregtigheid gereken. Romeine 4 vers 3. Paulus haal Genesis aan. Hy haal 'n wetboek aan. Kom ons gaan lees in Genesis 15 vers 6. En hy het in die Here geglo en hy het dit tot hom tot geregtigheid gereken. In Genesis 26 vers 5 leer ons dat, en ons kan gaan sien, Genesis 26 vers 5, wat is hierdie geloof wat Abraham onderhou het, né? Want Abraham het na my geluister en hy was gehoorsaam aan my bevel, my gebooie, my voorskrifte en my wette. En julle kan gaan kyk in die Strong's definisie daar. Daardie wet is Torah. Dis voor Moses, mense. By Moses het die verbonde gekom, want 'n bloedsprinkeling het plaasgevind met Israel. Israel was toen nog nie gebore, maar die wette het reeds bestaan. Hoe dink julle het Noah geweet wat is rein en onrein diere? Hoe het Kain en Abel geweet van offergaardes? En so kan ek ander voorbeelde gooi. Maar net die wat ore het om te hoor, sal hoor. Net die wie daai bloedsprinkeling as 'n nageslag is vandag, sal weet wat ek sê. As jy nie dit glo wat ek sê nie weet wat ek sê nie, dan is jy nie hier om te hoor. Ek praat net met die verlore skape van Israel. Dit is my instruksie. Om in die bassein te blaas en op Jakob en Israel te wys op sy sondes. Hier wys Paulus dat geloof en gehoorsaamheid nog altyd die grondslag was, lank voor Sinai. Met ander woorde, Paulus praat van die begin af was die wet nodig geweest. Die wet is heilig, regverdig en goed. Paulus verklaar dit in Romeine 7 vers 12. So is die wet dan heilig en die gebod heilig en regverdig en goed. Dit stem volkome ooreen met die wet. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop my siel, volgens Dawid in Psalm 19 vers 7. Geloof stel nie die wet buite werking nie. Paulus vra self, maak ons dan die wet tot nie deur die geloof? Beslis nie, inteendeel ons bevestig die wet. Met ander woorde, as jy geloof het, bevestig jy die wet. Romeine 3 vers 31. Hier is geen ruimte vir wetteloosheid nie, Daar is geen ruimte vir wetteloosheid nie. Om te sê die wet het verval, beteken jy ken geen van jou skrifte nie. Jy moet elke woord wat jy is verdraai, en ons het nou net gelees in 2 Petrus 15 tot 16, dat die wat is verdraai is oningeligte mense. Met ander woorde, Hosea 4 vers 6, wat sê, hoor jy die wet verwerp, gaan jy nie kennis hê nie. Dan kan jy kom met hierdie snert, wat hulle vandag vir die mense in die kerk leer. Paulus het die nuwe verbond. Wanneer Paulus oor die nuwe verbond skryf, haal hy uit die profete aan. Hebreërs 8 vers 10. Dit is die verbond wat ek met die huis van Israel sluit. Ek sal my wette in hulle verstand gee en op hulle harte skrywe, né? Met ander woorde, in hulle verstand. Dis al wat jy wysheid en kennis gaan kry, is as jy die wette onderhou. Al wanneer jy dit gaan doen, is wanneer dit op jou hart lê. Dit is 'n direkte aanhaling van Jeremia 31 vers 33. Ek sal my wet in hulle binneste gee en op hulle harte skryf. So hier gaan ons nou, en Paulus quoteer presies wat die profete sê. Ons gaan lees weer, Hebreërs 8 vers 10, dit is die verbond wat ek in die huis van Israel sluit. Ek sal my wet in hulle verstand gee en dit op hulle harte skryf. Dis wat Paulus vir die mense sê.
Ons gelees in Jeremia 31 vers 33, want hy glo alles wat in die wet en profete staan, hierdie is in die profete, ek sal my wet in hulle binneste gee en op hulle harte skrywe. Jeremia 31 vers 33, dit is nie 'n nuwe verbond nie. Dis nie 'n nuwe wet nie, maar dieselfde wet op 'n nuwe plek. In plaas van op kliptafels is dit nou in jou hart om dit te kan doen. Paulus is in harmonie met Moses en met die Messias. Nie een van hierdie figure beweeg uit die lyn van die wette nie. Hulle almal verkondig die wette van Jahweh. Hulle almal tree op as 'n profeet net soos Moses. Wanneer Paulus reg verstaan word, leer hy nie wetteloosheid nie. Hy bevestig die wet. Hy leer uit die wet en die profete. En as jy dit nie agterkom nie, is jy 'n oningeligte persoon. Met ander woorde, jy ken nie die wet nie, net soos hy vir jou sê. Ek praat net met die wat die wet ken. En 'n oningeligte persoon, Hosea 4 vers 6, verwerp die wet. Hy doen nie met die wet nie. Met ander woorde, hy het geen kennis in hom nie. Hy is 'n oningeligte persoon. En hy is in volkome harmonie met Moses en die Messias, want Moses het die wet geleer en die Messias is 'n profeet net soos Moses, wat ook gesê het hy het nie gekom om die wette weg te vat nie. Die probleem lê nie by Paulus nie, maar by die mense wat nie die wet ken nie en daarom sy woorde verdraai. So wanneer jy die wet verwerp, verdraai jy nie net Paulus se woorde nie, ons het gelees al die skrifte. Psalm 25 vers 14, die geheim van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Die geheim van die Here is vir die wat hom vrees. So as jy vrees vir Vader het, gaan jy hierdie geheimenisse wat ek van praat sien vandag. Want as jy nie die Vader vrees nie, as jy jouself lief het bo die Vader en hom nie gaan soek nie, klink dit wat ek vandag vir jou sê, nee, soos harde woorde, soos goed wat jy nie sal verstaan nie, soos 'n klomp snerp, die gees binne jou gaan skit, want ek skyn lig op hom. Dis soos 'n vleermuis in 'n grot. As ek my lig daarin skyn, dan skarrel dit. So as jy nie gehoorsaam was in die wette en verordeninge nie, het jy 'n vleermuis, jy is soos 'n vleermuis in die grot, jy wandel in duisternis, net soos wat Jesaja 8 vers 20 vir ons sê, die wat nie volgens hierdie getuienis praat nie, die lig is nie in hulle nie. Jakobus, die ander disciples en sendelinge, het hulle dieselfde geleer as Messias en Paulus en Moses? Die leer van die Torah was nie beperk tot die Messias alleen nie. Jakobus en die ander disciples en sendelinge het dieselfde lyn geslaan. Hulle het Torah geleer, bevestig, toegepas en hulle bediening was gerig op die verlore skape van Israel. Jakobus, geloof wat gehoorsaamheid voorbring. Jakobus se brief is een van die duidelikste getuienisse teen wetteloosheid. Hy leer dat die ware geloof altyd dade van gehoorsaamheid voortbring. Jakobus 1 vers 22. Maar wees daders van die woord en nie hoorders wat julle self bedrieg nie. Moenie net hoor nie, wat doen dit, nee? Moenie so fariseërs wees wat praat van Moses, maar dit nie leef nie. Hierdie taal kom direk uit die Torah uit. Deuteronomium 6 vers 25 sê Jakobus quoteer Torah hier, nee? Kom ons gaan lees Deuteronomium 6 vers 25. En dit sal ons geregtigheids wees om te sorg om al hierdie gebooie te doen voor die Here ons God, voor die Jahweh ons God, nee? Jakobus noem die Torah in Jakobus 1 vers 25. Maar hy wat insien in die volmaakte wet, die wet van vryheid en daarby bly, sal salig wees in wat hy doen. Met ander woorde, hy sal salig wees met dit wat hy doen. Jakobus 1 vers 25. Die volmaakte wet is dieselfde wat geskryf is, wat ons nou nog gelees het in Psalm 19. Die wet is perfek, volmaak, perfek, selfde ding. Jakobus en Handelinge 15, Torah word voorgestel. In die vergadering in Jerusalem spreek Jakobus die finale besluit uit. Handelinge 15 vers 21. Want Moses het van ouds af in elke stad mense wat hom verkondig.
aangesien hy elke Sabbat in die sinagoges gelees word. Waar word hy gelees? Wanneer word hy gelees? Hier is wetsgehoorsaamheid. Dit wys dat Torah steeds gelees en geleer was daardie tyd en Sabbat 'n onderhou was, né? Dit die fondasie van onderrig was. Die gehoorsaamheid was iets waarin mense sou groei. Hulle het toe nog die Sabbat reggehou, so dit was nie eens 'n kwessie gewees om dit te praat. Dit was nog nie geskuif na die Sondag toe nie. Petrus praat van die heiligheid volgens die wet. Petrus roep die gelowiges tot heiligheid. 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook heilig wees in julle hele wandel. Met ander woorde, jy moet die Torah volg om heilig te word, né? Want jy moet wandel soos jou Vader wandel, want hy is heilig en jy moet ook heilig wees, né? Direk die wet aan, Levitikus 19 vers 2, want daar staan geskrywe, wees heilig, want ek is heilig, sê Vader. Ja, daarom moet julle heilig wees. Julle moet die wette, verordeninge en insettinge volg. Want Vader is heilig, so julle moet heilig wees. En die enigste manier om heilig te word, is om die wette, verordeninge en insettinge te volg. Petrus leer nie 'n nuwe standaard nie, hy herhaal net wat in die wette staan. Johannes, liefde gedefinieer deur die gebooie. Johannes maak dit baie eenvoudig. Hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. 1 Johannes 2 vers 3. Hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. 1 Johannes 2 vers 3. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God. So, as jy nie die gebooie bewaar, waar is jou liefde vir God? 1 Johannes 5 vers 3. Dit stem presies ooreen met die wet. Ons gaan nou na Deuteronomium 6 toe, vers 5 tot 6. En jy moet die Yahweh jou God, die Here jou God lief hê, en hierdie woorde moet op jou hart wees. Onthou ons het gelees van waar dit moet geskryf wees, né? Die disippels se sending, die verlore skape van Israel. Na die opstanding beveel die Messias sy disippels. En ons gaan lees dit in Lukas 24 vers 47. En dat dit sy naam, bekering en vergewing van sondes verkondig moet word. Wat moet verkondig word? Die bekering en vergewing van sondes. Sondes is 'n definisie van 1 Johannes 3 vers 4. Sonde is wetteloosheid. So ons moet bekeer weg van wetteloosheid af. En ons moet vergewe word vir ons wetteloosheid. Nee? En dat in sy naam bekering en vergewing van sondes verkondig moet word. Met ander woorde, in sy karakter en autoriteit moet ons sê, moenie wetteloos lewe nie, keer terug na Jahwe se wet. Dis presies wat daar staan in Lukas 24 vers 47. En dat in sy naam bekering en vergewing van sondes verkondig moet word aan al die nasies, beginnende van Jerusalem af, né? Maar onthou sy instruksie het nie verander nie. As hy instruksie in Matteus 10 vers 5 tot 6 sê, moenie ingaan by die heidene nie, moenie ingaan by die Samaritane nie, maar gaan eerder na die verlore skape van Israel. So wanneer hy vir ons sê, en word dan al die nasies, dis waar die verlore skape van Israel is. Hulle is daar tussen daardie heidene en Samaritane. Maar moenie by die Samaritane ingaan nie, moenie by die heidene ingaan nie, gaan eerder na die verlore skape van Israel, wat tussen hulle is, né? Daarom sê hy van al die nasies begin van Jerusalem af en gaan na al die nasies, na die verlore skape van Israel. In daardie tyd in Jerusalem was nie net Israeliete gewees, nie was net Juda, en was ook nie net Juda, en daar was Romeine en Grieke en al die ander nasies wat ook gekom het in Jerusalem. Daarom, en sê hy vir hulle, gaan nie by hulle in nie, maar gaan na die verlore skape van Israel. Die orde is belangrik. Jerusalem, Juda, dan moet hulle na Samaria gaan, maar hulle moet nie by die Samaritane ingaan nie, né? En daarna moet hulle na die ander nasies gaan. Hulle moet nie by die Gentiles ingaan nie, hulle moet nie verlore skape van Israel gaan soek. Hierdie sending begin by Israel. Ek sal julle terugbring en julle sal woon in julle land. Jeremia 24 vers 7. Esegiel 36 vers 26 tot 27. Ek sal julle 'n nuwe hart gee. Die wet sal op julle hart geskryf is.
en maak dat julle my insettinge wandel. Hoekom gaan hy 'n nuwe hart gee en in die insettinge wandel, en ons moet in die insettinge wandel, wanneer ons dit nie meer hoef te doen nie? Hoe maak dit sin? Wanneer Messias vir onsself nou gesê het, moenie dink dat hy gekom het om dit weg te vat nie. Moenie dit nie dink nie. Jy weet, die vrugte wat ons dra bevestig die leer. Die skrif leer dat ware leer getoets moet word aan die vrug. Alles wat ek vandag vir julle sê moet getoets word. Jy kan nie net aanvaar wat ek sê as die waarheid nie. Matteus 7 vers 20, aan julle vrugte sal julle hulle ken. Waar Jakobus, Petrus, Johannes en Paulus gegaan het, sien ons dieselfde vrugte. Mense word geroep tot bekering, harte word teruggedraai na die Vader en lewens word gevorm volgens die gebooie van Jahwe. Hulle dra goeie vrugte. Hulle leer die wette, verordeninge en insettinge. Hulle glo alles wat in die wet en die profete staan. So, die skrif stem saam. Die leer bring gehoorsaamheid voor en die herstel is op pad na die verbondsherstel toe. So al hierdie mense leer presies dieselfde ding. Hulle het een stem, hulle het een wet en hulle het een doel. Die Messias, Jakobus, Petrus, Johannes en Paulus praat met een stem. Die wet staan vas. Geloof lei tot gehoorsaamheid en die doel is herstel, die verlore skape van Israel terug te bring, hulle harte terug te bring na die Vader. Maleagi 4 vers 4. Onthou die wet van Moses my dienaar, want ek hom beveel het by Horeb. Onthou die wet van Moses. Ja, maar jy moet jou doop, die wet is afgestel, né? Doop julle lekker. Doop julle lekker in die kerke. Ons gaan kyk bietjie wat is die doop. Dis 'n wetlike beginsel. Dis Torah gebaseerd. So as jy wil gedoop word, dit is 'n instruksie van Torah. So daar lees ons in die skrifte, en ons gaan nou daaraan duik, dat die doop is gevestig in die wette. Lekker doop ons wettelose mense mekaar. Ons gebruik 'n beginsel van die wet. Dit is belangrik om te verstaan dat die doop van Johannes nie 'n nuwe beginsel is wat eers in die sogenaamde Nuwe Testament ontstaan het nie. Die doop is gewortel in die Torah en die profete as 'n wetlike aspek van reiniging. Die Hebreëse konsep agter die doop is reiniging, tahara, wat deur water wat in Torah gevestig is. Deur water wat in Torah gevestig is. Reiniging deur water in Torah. Die Torah leer herhaaldelik dat water gebruik word vir rituele reiniging. Dan moet hy sy klere was en sy hele liggaam in water bad, dat hy sal rein wees. Levitikus 15 vers 16. En wie hom reinig moet sy klere was en homself in water bad, dat hy teen die aand rein sal wees. Numeri 19 vers 19. Hierdie reinigings word gehoorsaamheidsdade, nie simboliese idees nie. Dit was deel van die wetlike vereistes van Torah. Hoekom dink julle het Johannes die mense onder die water gedompel, want hy was lus? Nee, hy was geleerd in die wet en in die profete. Gaan lees wie Johannes was, waar het hy groot geword en by wie het hy geleer wat hy moet doen. Die mikwe, 'n gevestigde Torah praktyk, die gebruik van 'n mikwe, 'n waterbad vir reiniging. Lekker, waterbad vir reiniging. Was lank reeds bekend in Israel. Dit was gebruik by reiniging na onreinheid, by toetrede tot die heiligdom en by bekering en herstel. Hierdie praktyk was gebaseer op Torah se vereiste van reiniging deur lewende water moet plaasvind. Levitikus 15 vers 13. Maar hy was sy klere en sy liggaam in lewende water bad. Hy sal rein wees. Vader sê hy is heilig en hy sê daarom moet julle heilig wees, né? Johannes die doper, as 'n wetprofeet, as 'n Torah profeet,
Johannes tree op as 'n profeet in lyn met die wet, in lyn met Torah. En daardie dae het Johannes die Doper gekom en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Matteus 3 vers 1 tot 2. Sy doop was 'n oproep tot bekering, bekeer terug na die wet van Vader, 'n daad van reiniging en 'n voorbereiding vir die herstel. Dit stem ook direk saam met die profete. Jesaja 1 vers 16. Was julle, reinig julle, verwyder die boosheid, die wetteloosheid van julle dade voor my oë. Die doop as deel van die verbondsherstel. Johannes se doop was spesifiek vir Israel. Lukas 3 vers 3. En hy het gekom in die hele omstreek van die Jordaan en die doop van bekering verkondig tot vergewing van sondes. Wie moet op hulle sondes uitgewys word? Jakob, Israel, né? Dit was nie 'n nuwe geloofsritueel nie, maar 'n verbondsdaad. Israel wat terugkeer na Jahwe deur reiniging en berou. Die Messias en die doop, vervulling nie 'n kansellasie van die wet nie, die vervulling van die wet. Die Messias self het hom laat doop. Matteus 3 vers 15. Laat dit nou wees, want so betaam dit ons om die geregtigheid te vervul. Onthou wat ons gesê het die woord vervul beteken, hè? Hier wys ons dat die doop deel is van geregtigheid volgens Torah. Die apostels en reiniging. Die apostels het in die beginsel van die reiniging voortgesit. Handelinge 22 vers 16. Staan op en laat jou doop en was jou sondes af, terwyl jy die naam van Jahwe aanroep. Hier sien ons dieselfde patroon. Water, reiniging, bekering, gehoorsaamheid. Onderskeid tussen die doop van Johannes en die doop wat die Messias later vir ons kom gee. Die skrif maak 'n belangrike onderskeid tussen die doop van Johannes en die doop van die Messias, sonder om dit van mekaar te skei. Dis nie twee verskillende dope nie. Een het net 'n ander ding by, né? Die doop van Johannes was 'n doop van bekering. Johannes doop en word duidelik gedefinieer. Handelinge 19 vers 4. Johannes het gedoop met die doop van bekering aan sy volk, gesê dat hulle moes glo in hom wat na hom kom. Met ander woorde, hy het 'n doop van bekering gegee, né? Die doop was 'n oproep tot bekering, 'n daad van reiniging volgens die Torah en 'n voorbereiding vir die herstel van Israel. Dit was bedoel vir Israel wat afgedwaal het om hulle harte terug te bring na die Vader. Die doop in die Messias is 'n eenmalige verbonds moontlikheid om herstel te word. Die doop in die Messias het 'n unieke eenmalige funksie. Dit verteenwoordig. Met ander woorde, jy kan jouself baie keer laat reinig, maar hierdie ene wat jy doen in die vorm van 'n doop in die Messias, soos wat Japie mense doop en Jason mense doop en reg rondom die wêreld mense gedoop word om kan terug aan daai dood wat hulle sterf deur die Messias, né? Is om daai skei saak te kanselleer met die huweliksverbond. Gaan kyk gerus na die video's wat te doen het met die huweliksverbond om daaruit te gaan leer. Maar herstel na die verbondstrou, weer ingeënt te kan word in Israel. En jy moet 'n vorige Israeliet wees om ingeënt te word, né? En terugkeer na die Messias as hoof van die liggaam. Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat in die Messias gedoop is, het julle met die Messias bekleed. Met daai wet wat hy vir ons gegee het. Met daai borg wat hy vir ons gestaan het. Hierdie doop gebeur een keer, want dit merk die einde van jou gentleness, van jou vreemdeling identiteit. Dit herstel jou identiteit as 'n Israeliet en soos jy jou stam ook weer vind en die ingang in die verbondsvolk, né? Om weer te kan herstel in die verbond. Jy moes van die oorspronklike verbond gewees het om in hierdie verbond te tree. Daar is 'n verskil tussen gehoorsaamheid en verbond. Daar is een liggaam en een gees, een Here, een geloof, een doop. Efesiërs 4 vers 4 tot 5. Daardie een doop gebeur net een keer. Wanneer jy onrein is en jy dooie dier gevat het of wat ook al die onreinheid veroorsaak, gaan vang jy 'n shower, jy was jou, jy
Dis 'n vorm van 'n reiniging met water. So reiniging as 'n voorgaande Torah beginsel. Terwyl doop in die Messias eenmalig is reiniging 'n voortgaande beginsel binne die wet, binne Torah. Israel het herhaaldelik reinigingsbarings ondergaan wanneer hulle onreinheid getree het. Wanneer jy 'n dooie dier uit die pad het moet skuif, as jy onrein tot die aand toe, jy moet jouself gaan was en jou klere gaan was om weer rein te word. Dit is 'n vorm van jouself doop, soos wat ons gedefinieer het. Maar die doop van in die Messias se naam om hy dood deur te gaan, dit gebeur net een keer. Maar daar is 'n verskil tussen die reinigingsdoop en die doop na Johannes en na die Messias gedoop is. Daardie doop het verander en almal wat voorheen deur Johannes gedoop was, moes weer gaan vir hierdie doop, want hy was 'n bekeringsdoop geweest, né? Reiniging is deel van die daaglikse wandel. Dit is gehoorsaamheid, nie 'n herdoop nie. Dit is nie 'n doopshandeling sonder om weer in die Messias gedoop te word nie. Daar is 'n duidelike verskil. Johannes het mense tot reinheid gedoop, né? Laat ons dan op toetree met ware hart. Nadat ons harte gereinig is die liggaam met rein water gewas. Hebreërs 10 vers 22. Ek lees dit weer. Laat ons dan toetree met 'n ware hart, met die wet op ons hart, nadat ons harte gereinig is, né? En die liggame met rein water gewas, wat ons is weer rein. Johannes se doop was 'n bekering en voorbereiding. Die doop in die Messias 'n eenmalige moontlikheid tot die verbondsherstel en die reiniging is 'n reiniging bly 'n voortgaande Torah praktyk en geen teenstryding nie, maar orde en volheid. Die Messias se doop bring iemand terug in die herstel of die moontlikheid om te kan herstel word. Onthou hulle was geskei, né? Torah se reinigings bring iemand voortdurend in heiligheid. Wie rein is, laat hom nog rein word. Openbaring 22 vers 11. Skrif teenoor opinie. Wanneer ons alles saamlees, Torah, die profete, Johannes, die Messias, die apostels, word een saak duidelik. Die skrif getuig met een stem, die boodskap bly van die begin tot die einde altyd deur dieselfde. Wat vandag dikwels as kerkleer aangebied word, is in baie gevalle opinie. En daar is geen skrif vir dit nie. Daar is geen definisie volgens skrif nie. Hulle kan net hier en daar 'n skrif gryp, soos byvoorbeeld Romeine 6 vers 14, en daarmee gaan. Moenie 15 lees nie, want Paulus praat teen dit. Hulle sal aan 14 aanhang. Tot die wet en Jesaja 8 vers 20, tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woorde spreek nie, is daar geen lig in hulle nie. Hierdie vers gee die skriftuurlike toets. Torah en die profete is die standaard. Enigiets buite dit is nie lig nie, is duisternis. Dit bring duisternis, nie waarheid nie. Wetteloosheid is duisternis. Die skrif definieer wetteloosheid duidelik. 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Wanneer mense leer teen die wet, teen die Torah, leer hulle nie vryheid nie, maar hulle leer wetteloosheid. Dit is wat die skrif as duisternis beskryf. In Johannes 3 vers 19. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Hulle het die wetteloosheid liewer as die lig. Hulle wil eerder in hulle wetteloosheid lewe, in hulle duisternis, as wat hulle in die lig van Vader leef. Hiermee sluit ek af vandag. Hiermee staan die getuienis vas. Wat nie volgens die wet en profete spreek nie, is 'n valse getuienis. Wat die Messias en sy apostels weerspreek, as dit nie volgens die wet en profete is nie. Wat die Torah afbreek in plaas van bevestig, is vals leer, is duisternis. En dis nie skrifgebaseer nie, maar menslike leer.
Die skrif maak dit duidelik dat so leer nie uit die Vader is nie, maar uit die teenoorgestelde bron. Matteus 12 vers 30. Wie nie by my is nie, is teen my. Luister weer. Wie nie by my is nie, is teen my. Jy staan teen jou Messias. Daarom sê hy vir jou, gaan weg van my of jy wat wetteloosheid bedryf. Hiermee eindig die getuienis. Skrif definieer skrif en elke leer moet aan hierdie lig getoets word. Elke woord wat ek vandag vir julle sê, moet julle self gaan lees. Ek laai hierdie goeders op YouTube, so julle is welkom om te gaan pause en in detail deur te gaan om te kyk of ek snerp praat en of my getuienis enigstens waarde dra. Daarmee groet ek elkeen van julle, mag julle geweldige goeie Sabbat hê, mag julle lekker is. Ek sal weer enige kant terugkom, met dit in Engels doen. Ek sien ek hou hom nie te lank nie. So ja, groete en liefde by elkeen van julle se huis. En onthou, Vader se wette en verordeninge moet in jou daaglikse aksies wees. Bye bye julle.